my naam is Mariska en welkom hier by die Millie FM podcast studio. Hierdie is Storiekletse en Storiekletse gaan basies 'n reeks wees waar ek praat oor boeke, reekse en movies, of flieks. En ek neem aan as jy hier is, dat jy ook so baie van stories hou soos wat ek doen. En vandag se storie waaroor ons gaan praat is die Boekklub. Die Boekklub is 'n reeks wat in 2016 begin het op Kyknet. Dit is geskryf deur Louis Pretorius, wat ook Troukoors en Fynskrif geskryf het. Die reeks het 3 seasons en dit is nog steeds op Showmax beskikbaar as jy dit nog nie gekyk het nie. As jy dit nog nie gekyk het nie, moet jy ook nie hierdie video verder nou kyk nie. Gaan kyk dit, kom terug en dan kan ons gesels, want hierdie gaan definitief spoilervol wees en daar's ook 'n paar trigger warnings dat ons gaan 'n paar sensitiewe onderwerpe vandag bespreek. So, kom ons begin. Die Boekklub is basies, dit gaan oor hierdie groep mense wat in hierdie klein dorpie in die Karoo, Merwe wil bly. En hulle het hierdie Boekklub saam en hulle kom elke week bymekaar, hulle lees boeke saam en hulle bespreek dit. En so sien ons hoe hulle lewens kind of beïnvloed word deur nie net die boeke wat hulle lees, se temas en so nie, maar ook deur die verhoudings wat hulle het met die ander lede van die Boekklub. So in vandag se episode gaan ons hoofsaaklik praat oor die temas van die Boekklub wat ek dink is die belangrikste en oor die karakters. Ons gaan regtig ingaan in elke karakter se storielyne, wat met hulle gebeur, hoe hulle ontwikkel en ja, as jy laat weet, gesels saam met my, laat weet my wat jy dink in die comments. Obviously is hierdie net my opinies en hoe ek dit ervaar het. Elke persoon met hulle agtergrond en hulle kennis gaan 'n ander manier hê van hierdie stories, van al hierdie karakters se temas en so. Hulle gaan dit anders te sien as wat ek doen. Maar dit is hoekom ons hier is, om te gesels hieroor, om 'n dialoog oop te maak. Ek wil regtig hoor wat julle dink. So ja, comment en gesels met my in die comments onder die video. Alright, kom ons begin met die temas. So, die temas wat baie belangrik vir my in die Boekklub of wat baie uitgestaan het in my opinie is, die eerste een is die impak van literatuur op ons lewens. So, soos ek gesê het, hulle kom elke week bymekaar, hulle lees al hierdie verskillende boeke en mens kan sien hoe die temas van die boeke ook onder die Boekklub lede 'n impak het. Byvoorbeeld die heel eerste episode lees hulle die Susters van Eva en die hooftema in daai boek is regtig die solidarity van hierdie vrouens wat saam staan. En mens sien dit definitief met Anna en Bets en Sofia, hoe hulle 3 saam staan en saam hulle lewens geleef het. Hulle is nou al ouer vrouens en hulle het kinders en kleinkinders van hulle. En dit word regtig uitgedruk in hulle vriendskap met mekaar, die hele tema van die Susters van Eva. Die tweede boek byvoorbeeld wat hulle doen is Die Sweye van Mario Salvati en dit het te doen met kolonialisme, die hele ons land en waar ons vandaan kom en die geskiedenis daarvan, en mens sien dit met die storie wat afspeel wanneer Gert se pa wat ly aan dementia, dink hy is in die Boereoorlog en reg is om al die Engelse dood te skiet en hulle moet hom kind of afpraat en terugbring wêreld toe of aarde toe, sodat hulle na hom kan kyk en goedjies, want duidelik is hy 'n bietjie siek en hy kort hulp en is hy nie veronderstel om op trekkers rond te ry en gewere rond te swaai nie. Nog 'n goeie voorbeeld daarvan is wanneer hulle Harry Potter lees. Harry Potter is natuurlik sy ouers is dood, hy's kind of soos 'n weeskind, alhoewel hy by sy tannie hulle bly, maar dit kom op met Andrei, wat ook 'n weeskind is, wat nie ouers het nie en kind of ingeneem word deur die lede van die Boekklub en spesifiek deur Jerwin. So ons sien al hierdie verskillende goedjies wat opkom, die temas van die boeke wat ooreenstem met die tema van die episode of goed wat baie belangrike goed wat gebeur in die episode. 'n Ander baie belangrike tema wat ek raak gesien het in die Boekklub is die hele terugkeer na jou wortels, weer teruggaan na wie jy is in jou kern
En ek dink 'n goeie voorbeeld van dit is definitief Tom, en ons gaan dieper daarin ingaan wanneer ons oor Tom se karakter en sy ontwikkeling praat, maar Tom is nie van die begin af in Merwewil nie. Hy is in die Kaap en goed wat gebeur, maak dat hy terug gaan Merwewil toe en sy geskiedenis herontdek. Ten spyte van die feit dat dit bietjie moeilik is, want nie almal is meer daar wat deel maak van sy geskiedenis nie. Maar ja, Tom gaan Merwewil toe en so ontdek hy waar hy vandaan kom, wie hy is en hoekom hy basies groot geword het die manier wat hy het. En dit is baie belangrik vir hom as 'n karakter, want dit help met sy ontwikkeling en vir hom om tot op 'n plek te kom waar hy weer kan skryf en actually goed skryf en iets kan sê wat die wêreld gaan baat. Die laaste tema wat ek voel is baie belangrik is selfontdekking en selfaanvaarding. En ek dink Herman is die beste voorbeeld van hierdie tema. En ons gaan dieper ingaan in dit as ons oor sy karakter praat. Maar Herman moet uitfigure wie hy is. En dan deur die hele proses gaan om te aanvaar wie hy is, want dit is glad nie die norm nie, dis glad nie waaraan hy gewoond is nie, sodat hy dan nou geluk kan vind. En indien hy nie al hierdie goed doen nie, gaan hy nooit geluk vind nie. So ja, dit is kind of die belangrikste temas wat ek gedink het ek vandag wil noem. En as ons nou dieper in die karakters ingaan en oor hulle almal praat, sal ek dit weer opbring nou en dan, hoe hierdie temas opkom in al die verskillende karakters van die boekklub. So, die karakters. Okay, die karakters is my gunsteling deel van die boekklub. Ek dink regtig dat dis die beste aspek van die boekklub, is hierdie mense wat almal hiperrealisties is en elkeen verskillend. Definitief, daar's geen karakter wat soos iemand anders is, of soos 'n ander karakter is nie. Hulle is almal individue, baie goed uitgedink, baie goed geskryf in my opinie. En ja, kom ons begin by Bets. So, Bets is nie vir baie lank 'n karakter in die boekklub nie. Wanneer ons ontmoet in episode 1, het sy besit 'n gastehuis in Merwewil, en sy is die een wat kind of die boekklub begin het, saam met Anna, wat haar beste vriendin is. En ons sien dat almal kind of gemaklik voel om net by Bets se huis op te daag. Sy's regtig soos die ma-figuur en die leier van hierdie groepie wat die boekklub is. En ons sien haar letterlik vir 5 minute, as dit so lank is, in die eerste episode. So Gert kom in, hulle praat so bietjie oor hulle boekklub meeting wat hulle later in die dag gaan hê. Hy gaan weer af, om sy draf verder te vat. En dan, soos wat Bets besig is om botter op haar toast te sit, gryp sy na haar hart en sy val dood neer. Haar laaste woorde is letterlik, ag jenetjie tog, dis seker nou maar hoe dit is, of iets in daai rigting. Dis regtig soos, okay dan. En ek dink dit sê baie oor Bets. Ten spyte van die feit dat ons regtig hierdie baie kort tydjie met haar het voordat sy afsterf, leer ons baie van wie sy is as mens in net daai kort rukkie. Soos ek gesê het, jy leer dat almal kind of gemaklik is om net by Bets se huis op te daag en al is dit soos wat Gert doen vir 'n glas water in die middel van sy draf sessie, of verraad of wat ook al dit is. Maar Bets se huis is regtig soos die kern vir hulle almal, en dit is as gevolg van wie sy is as mens. Sy is duidelik iemand wat mense onder haar vlerk inneem, wat daar is vir mense en kind of nie judge nie. En ek dink wanneer ons later uitvind meer oor haar storie, maak dit sin dat sy so 'n veilige hawe geword het vir baie van die boekklub-lede in die storie. So ja, Bets sterf af baie vinnig, en haar dood is kind of wat alles anders in motion sit, laat gebeur. So Anna wil ek volgende oor praat, net omdat vir die verloop van hoe dinge gaan. So Anna ons ontmoet Anna wanneer, soos dat Bets besig is om dood te gaan en dood neerval op die vloer, sien jy vir Anna, waar sy besig is om in haar tuin te werk, sy spring ewe skielik op, hardloop,
skree vir haar man Jan, waar is die sleutels van die bakkie? Hy sê vir haar, weet, dit is in die bakkie en sy ry net weg. En jy kry dadelik die idee dat Anna en haar man het 'n baie goeie, gesonde verhouding, want hy vra nie veel vrae nie. Hy vertrou dat dit wat sy doen, dat daar 'n goeie rede is daarvoor. So sy wat net randomly ewe skielik in die bakkie klim en wegjaag, maak sin vir hom. Hy vertrou dat daar's 'n goeie rede hoekom sy dit doen. So sy jaag na Bet se huis toe en jy besef dadelik, okay, sy het somehow geweet wat is besig om te gebeur. En die rede hoe dat sy weet is Anna is so bietjie alternatief. So mooi woord daarvoor. Sy word gesien as die heks of 'n heks in Merwewil. Baie van die mense in die gemeenskap het nie veel met Anna te doen nie of wil nie veel met Anna te doen het nie, want hulle dink sy's vreemd en besig met onheilige goeders, wat sy nie eintlik is nie. Sy verkies natuurlike medisyne, so sy het geleer iewers om so 'n bietjie 'n toordokter te wees, 'n sangomas wat hulle dit in sekere kulture noem. En sy lees tarotkaarte, sy gooi beentjies om die toekoms te vertel, al hierdie tipe goedjies. En mense sou dink dat Anna se verhouding met God nogal vreemd sal wees, of dat daar nie een sal wees nie, maar sy het actually 'n baie interessante verhouding met God. Haar opinie oor geloof is kind of dat alle gode is dieselfde en almal het maar hulle eie maniere om te aanbid en te worship, as jy dit nou so wil sê, maar ons almal dien dieselfde God, al dink ons nie so nie. En dit is haar gevoel oor dit. So sy glo definitief in 'n God, sy glo in 'n groter mag en dat jy hier op aarde is vir 'n baie spesifieke rede, dat jy 'n goeie mens moet wees, al hierdie tipe goedjies, ten spyte van die feit dat sy gesien word as bietjie alternatief en sommige mense sien van dit wat sy doen amper as blasphemous, maar dit nie vir Anna, sy dink nie dit is nie, sy haar intensies is nooit dat dit so gesien moet word nie. Maar ja, Anna kom by Bet se huis aan en dan leer ons hoe Anna voel oor die dood, ook baie vinnig, want terwyl Bet daar dood lê op haar vloer, sal mense dink dat Anna in trane sal uitbars. Ek bedoel, hierdie is haar beste vriendin, en duidelik het sy geweet iets is fout, en toe was sy nou reg, maar haar reaksie is net soos, jene Bets, was dit nou nodig? En dit wys jou dat Anna regtig hierdie idee het van, okay, die dood kom wanneer dit moet, daar's niks wat jy daaraan kan doen nie, jy kan nie daarteen beklei nie, ons almal se storie op hierdie aarde is geskryf, en daar's 'n eindpunt, en wanneer daai eindpunt kom, is dit so, dan is jou storie verby, en dan is daar nie verder enige iets nie. So, ja, en dan kom Sofia in, en Sofia werk al vir soos 40 jaar vir Bet, en het al soos gehelp bou aan hierdie hele gastehuis wat sy het, en sy is natuurlik verskriklik ontstel wanneer sy vir Bet op die vloer sien lê en begin huil, en dan sê Anna net vir haar, weet, gaan huil iewers anders, jy is disrespectful teenoor die dood, jy pla ons, gaan doen dit iewers anders. En so, jy kry ook die idee dat Anna amper koud is en gevoelloos kan voorkom teenoor die dood en mense wat rou. Ons sien hierdie ook weer later, wanneer hulle begin beplan aan Bet se begrafnis, wanneer sy 'n grappie maak teenoor Gert, of oor Gert, wat onlangs sy verloofde verloor het, presies 'n jaar tevore, so op die dag wat Bet dood is, presies 'n jaar voor dit het Gert sy verloofde verloor, en hulle praat oor al die reëlings vir die begrafnis, en dan sê Anna iets soos, jene Gert, mense sweer, jy het al hierdie van tevore gedoen, in terme van, hy het al begrafnis van tevore gereël, en hy het, en Sofia sê ook iets soos jy's gevoelloos, jy's hard, jy's koud, en dit is regtig hoe mense vir Anna sien. Maar dit is nou weer waar haar fantastiese verhouding met haar man inkom, is sy is kind of net sag en kwesbaar, wil ek sê, wanneer dit kom by Jan en om Jan, om almal anders
voel sy moet sy hierdie masker of fasade aansit wat sy is in beheer en sy het al die antwoorde en alles gaan alright wees en jy hoef nie te stres nie want Anna is daar. En ek dink sy sit baie druk op haarself om na almal te kyk en seker te maak almal anders is okay. So Tom is basies die hoofkarakter van die reeks en hy bly in die Kaap wanneer ons hom ontmoet. Ons sien hy het 'n meisie Karin wat 'n rekenmeester is. Ja, sy's 'n rekenmeester en Tom is kind of rigtingloos. Hy weet nie regtig wat hy wil doen met sy lewe nie. Hy het klasse gegee by die universiteit in literatuur en hy wil skryf, maar hy doen nie regtig nie. Ons sien hoe Karin, wat ja, ons hou nie baie van haar nie, maar sy het 'n punt hierso. Ons sien hoe Karin vir hom sê, weet, doen net iets vandag. Gaan koop brood en melk of gaan gym toe of skryf enige iets. Moenie net die hele dag in die bed lê en niks doen nie. So jy kry definitief hierdie idee dat Tom lui is en nie enige rigting het in die lewe nie weet wat hy wil doen nie. En ja, sy sorg vir hom. So jy kan verstaan hoekom sy bietjie ontsteld is of geïrriteerd is met Tom en sy gedrag. Maar ja, Tom kry 'n oproep van Anna wat vir hom in kennis stel dat sy ouma oorlede is en hierdie vang vir Tom vanuit nêrens want hy het gedink sy ouma is al vir jare oorlede want dit is wat sy ouers vir hom gesê het. Maar nou die probleem is sy ouers is ook oorlede. Toe hy 'n tiener was, hulle is in 'n karongeluk dood en hy het eintlik nie enige familie meer oor nie. Hy het natuurlik sy meisie en hy het vriende in die Kaap, onder andere Altus. Maar behalwe dit is daar nie veel wat hom in die Kaap hou nie. So Anna nooi hom vir die begrafnis en hy besluit om te gaan, ek dink uit nuuskierigheid uit. Want soos ek gesê, hy het gedink sy ouma is nou al vir jare dood. Hy kan nie verstaan hoekom sy pa vir hom sou gejok het nie en hy dink dat hy moontlik gaan antwoorde kry by hierdie begrafnis. Gert het 'n slaghuis in Merwewil. Hy het Gert obviously dan nou iemand of Nadia afgestaan het aan die dood, dat hy nog besig is om regtig te rou. Hy het nog nie daardeur gewerk nie. 2 sissies wat getrek het Nieu-Seeland toe, Australië toe, na een van die plekke waartoe mense trek wanneer hulle uit Suid-Afrika gaan. En hy het ouers wat ook in Merwewil bly op 'n plaas en ons leer meer oor hulle in episode 2 en ons het so 'n bietjie van hulle nou gepraat met in die temas. Maar ja, dis Gert basies en wat ons van hom weet in die begin. Die volgende karakter wat ek aan julle wil introduce of voorstel is Sofia. Kom ons praat gou oor Sofia. So Sofia, soos ek gesê het, sy werk al vir 40 jaar saam met Beth. Sy het saam met haar hierdie hele gastehuis opgebou van niks af nie. Hulle ken mekaar ontsettend goed. Sofia is getroud met Tobias en hulle het nie kinders nie. Tobias werk vir die munisipaliteit of iets in daai rigting. Ek weet hy het 'n government job. Dit word baie genoem dat hy 'n government job het. En ja, Sofia het nie kinders nie. Dit word nooit eksplisiet gesê nie, maar die idee wat jy kry is kind of dat hulle nie kon kinders kry nie. En dit werk goed want wanneer Tom inkom, neem Sofia hom onder haar vlerk. Maar ja, ons gaan verder daar gesels wanneer ons praat oor hoe hulle almal ontwikkel. Die volgende karakter wat ons sien is Jerwin. Jerwin is 'n onderwyseres in die dorp. Sy het onlangs Merwewil toe getrek nadat sy voor die kansel gelos is. En sy het basies weggehardloop en in Merwewil kom 'n nuwe lewe vir haarself bou. Jy kry definitief die idee van die begin af dat Jerwin se tydperk in Merwewil gaan is permanent of ten minste langtermyn. Sy koop 'n huis in die eerste episode. Sy en Herman praat oor die huis wat sy koop en kom by mekaar om die huis te verf en al daai tipe goedjies. Maar ja, so sy bou haar lewe van voor af nuut. In Merwewil as 'n onderwyseres, sy deel geword van die boekklub en ja, dis vir ons Jerwin kry.
Dan Herman. Herman ontmoet ons in die eerste episode, ons sien hy is 'n boer. Hulle is besig om skape te skeer en so ons neem aan hy boer met skape. En dan leer jy dat hy 'n pa het, wat se naam Stef is. En Stef is in 'n rolstoel en Stef is 'n alkoholist. Stef was in 'n karongeluk as gevolg van die feit dat hy onder die invloed was en toe het hy die gebruik van sy bene verloor. En verder as dit weet ons nie regtig hoekom en waarom nie, maar ons sien dat Stef is 'n baie harde man. Hy is baie hard op Herman in spesifiek. Niks wat Herman doen is ooit goed genoeg nie. Jy kry die idee dat Herman al die plaas bestuur vir 'n hele paar jaar. En dan Stef is nog steeds soos, is jy seker jy het dit reggemeng en jy het die enstof reggemeng en as jy hulle skeer moet jy dit so doen en hy daar's konstant sulke opmerkingkies wat Stef maak om vir jou as die kyker te wys dat hy nie vir Herman vertrou nie en nie dink dat Herman die plaas kan bestuur nie, maar hy het nie regtig 'n ander keuse nie want hy het niemand anders nie. Dit is net Stef en Herman. Ons weet nie in die begin wat met Herman se ma gebeur het, waar sy is, of enigiets soos dit nie. Ons vind dit later uit soos wat Herman se karakter ontwikkel. En dan het ons vir Lily. Lily is Anna se kleindogter. Sy is in Merweville al vir 'n hele rukkie en niemand weet hoekom nie, Anna in kluis. Sy noem op 'n stadium dat een of ander tyd gaan sy begin vra vir Lily. En dan gaan Lily moet begin antwoord want sy het baie vrae oor hoekom sy hier is, wat doen sy? Lily is 'n fotograaf. Sy het kuns gaan swat in Italië as ek nie verkeerd is nie. En ja, die trippie oor see was kort geknip en toe is sy nou in Merweville. Lily het nie 'n baie goeie verhouding met haar ma, Anna se dogter nie. En ek dink dit is omdat Lily se ma is 'n bietjie van 'n hoity-toity tannie. Sy praat Engels ten spyte van die feit dat sy Afrikaans groot geword het en nie soos wat ek Engels praat, my tale meng nie. Sy praat net Engels. En so Lily se ma bly in die stad, sy verkies die stad, sy hou nie van Merweville nie, as gevolg van die leekshede wat daar in die stad aan haar beskikbaar is, wat jy nie noodwendig op Merweville gaan kry nie. En dit is een van die groot goeters wat konflik veroorsaak tussen Lily en haar ma, en dan nou ook tussen Anna en haar dogter. Dis kind of asof die hippie-dippie ding 'n generasie geskiep het langs die pad. Lily is baie meer oopkop. Sy dink haar ouma is amazing en ek stem saam, haar ouma is amazing. Ons almal wil Anna wees wanneer ons groot is. So ja, dis Lily. Dan het ons vir Hanley. Hanley sien ons is 'n boerse vrou. Haar man se naam is Johan. Sy het kinders, 2 wat nou al op universiteit is. Hulle is uit die huis uit. Hanley, en hierdie is haar woorde nie myne nie, klassifiseer haarself as 'n los meisie. Sy het redelik jonk swanger geraak en getrou. En dis wat sy nog haar hele lewe lank doen tot op hierdie stadium is. Sy het klaar gemaak met skool, dadelik getrou en kinders gekry en sy is 'n huisvrou, 'n boervrou. En sy het 'n ma, sy het kinders grootgemaak. Dit is wat die afgelope 18 jare van haar lewe was. En sy het so bietjie haar identiteit verloor en wie sy is as 'n mens. Ons sien ook dat Hanley hou baie van bak en Hanley hou baie van eet. En dis hoe sy deel wanneer dinge moeilik raak, wanneer sy ontsteld is oor goeders, is sy bak en sy eet en sy bak en sy eet. Baie mense vind Hanley irriterend. Ek dink ek kan verstaan hoekom, maar ek dink haar storie is nogal interessant en hoe sy ontwikkel en wat sy moet uitfigure is baie belangrik in vandag se lewe, in lewe in general. En nou gaan ons bietjie gesels oor hoe hulle karakters ontwikkel en wie hulle is aan die einde van die reeks en die goed wat hulle moes leer en wat ons dan nou as kykers ook saam leer.
So, Tom kom in Merwewil aan vir die begrafnis. Anna is super weird. Sy vertel vir hom sy auras af en hy's gedehydreer en alles is fout met hom. En freak hom super erg uit natuurlik want hy word ewe skielik blootgestel aan hierdie tannie wat baie hippie-dippie is en baie vreemde konsepte in glo. Maar ja, hy gaan na die begrafnis toe en in plaas van om in die kerk by almal te gaan sit wat daar is om sy ouma se lewe te vier en vir totsiens te sê, bly hy agter in die kerk. En Anna kom op hom af. Anna bly agter in die kerk want sy dink die kerk is verkeerd of nie die regte plek om God te soek nie. Dis beter gesê ja. Dis meer haar opinie oor dit. En so sy en hy sit agter in die kerk en praat en hy vra vir haar basies, maar hoekom het sy ouers vir hom gesê sy ouma is oorlede? En dis wanneer jy leer dat Bets 'n affair gehad het op een of ander stadium en Tom se pa het daarvan uitgevind. Tom se pa is natuurlik Bets se seun. Hy het daarvan uitgevind en hy het glad nie dit goedgekeur nie. Hy het sy ma verwyd en gevoel dat sy pa seer gemaak en daarom het hy vir Tom gesê sy ouma Bets is oorlede en hom weggehou van Merwewil en van Bets af. So as jy dit dan nou dink in terme van, of as jy nou hierdie inligting wat jy nou net gekry het, vat en dan weer kyk na die oomblik wat Bets doodgaan, is sy nogal chilled oor die feit dat sy doodgaan, aangesien sy kind of groot sonde dan nou gepleeg het. En ek dink dit is omdat iewers langs die pad het sy vrede gemaak met dit en ek dink haar redenasie miskien is dat dit was regte liefde en haar verhouding met haar man was dalk nie. So dis die enigste ding wat ek kan regtig dink wat want Anna en Sofia beide weet van hierdie affair. En soos ek sê, Sofia kan nogal baie spesifiek wees en sy's 'n baie gelowige vrou. Sy keer baie goed af wat Anna doen want sy sien dit as, soos ek gesê het, blasphemous en teen God se wil en mense sou gedink het dat Bets wat 'n affair gehad het, iets is wat Sofia definitief sal afkeer. Ek bedoel, hierdie gaan nou 'n bietjie skiep, maar wanneer die testament storie opkom, probeer Tom haar oortuig om te jok vir hom en Sofia weier. Want sy weier om daai klad op haar siel te hê. So ja, ek dink die feit dat Bets vrede gehad het met die feit dat sy gaan doodgaan en sy gaan nou moet verduidelik en pa staan vir die goed wat sy gedoen het. En sy is nie bang nie, sê dat daar iets is wat haar moet oortuig dat ja, dit was dalk nie 100% reg nie, maar daar was goeie rede of bybedoelings of intensies daar agter gewees. So ja, Tom kry dan nou al hierdie inligting, alles maak vir hom baie meer sin, want Tom sê self sy pa was 'n baie harde man. Ek dink nie Tom het ooit regtig gevoel dat sy pa hom verstaan of aanvaar nie. Tom is baie kindsinnig. Hy is baie gedrewe deur emosies en dit is iets wat hy in gemeen het met Bets, stories en karakters en hoe stories werk is kind of hoe hulle die lewe sien en hoe hulle die lewe prosesseer, is 'n beter manier om dit te sê. En so hierdie hele verduideliking wat Anna vir hom gee en dan nou die feit dat hy in die gastehuis rondbeweeg en eventually in die studeerkamer, sy ouma se studeerkamer inkom, is als goed wat vir hom wys dat hy het nogal baie gemeen met Bets en dat as hulle die kans gehad het om mekaar te leer ken, hulle baie goed oor die weg sou gekom het. So ek dink dit is als die goedjies wat maak dat hy meer wil uitvind.
En dis goed want ons gaan nou in die testament ingaan. Na die begrafnis is hulle almal by die gastehuis en hulle doen snacks en al daai tipe goedjies. En dan kom die prokureur en hy verduidelik aan Sofia en Tom dat Bates het alles vir hulle gelos. Hulle deel dit helfte, maar Tom moet vir 'n jaar lank in Merwewil bly. Anders gaan die hele ding, al die geld, die hele boedel gaan na die SPCA toe as Tom nie daar bly nie. En dis nou waar Tom vir Sofia probeer oorreed om te jok en net te sê maar hy is in Merwewil want hy glo hy het 'n hele lewe in Kaapstad en hy moet teruggaan en daar's nie 'n manier wat hy in hierdie klein dorpie bly in die middel van nêrens nie waar daar nie eens regte koffie is en wifi is 'n probleem nie. Maar Sofia weier, want soos ek sê, sy is baie wit en swart mens. Sofia, daar's reg en verkeerd, daar's niks in between nie. En jy dink dat Tom nie gaan bly nie, maar hy storm op 'n stadium uit en stap daar in die straat af en dan sien hy die spook van sy ouma. Hierdie is nie die eerste keer wat hy haar sien nie. Sy het hom ook kind of gehelp om die sleutel te kry vir die studeerkamer, sodat hy daar kan inkom uiteindelik. Maar ja, dat hy hierdie gesprek met sy spookouma, sy kom baie op, sy gesels gereeld met hom en met Anna ook nou en dan. Maar ja, en hulle praat en sy verduidelik vir hom dat weet hy moet bly, hy moet kyk na die res van die boekklublede, hy moet basies haar plek inneem en hulle veilig hou en beskerm. En ek dink al hierdie goed saam maak dat Tom dan nou op die einde besluit om te bly. En dit is kind of waar die hele storie dan nou eintlik begin. Want nou is Tom deel van die boekklub. Ja, hy word deel van hierdie mense se lewens en ons sien dit in die derde episode wanneer Gert se pa oomblik het. Gert se pa het dementia en hy gryp die trekker en ry en daar's 'n geweer en dis net chaos. En Tom gaan saam nadat almal hom boelie om die oom te gaan soek en om te help en om veilig weer terug by die huis te kry sodat hulle dan nou na 'n ouer huis toe kan vat. So Tom word so deel van al die verskillende lede van die boekklub se lewens en hy speel 'n rol in hulle ontwikkeling net soos wat hulle 'n rol speel in sy ontwikkeling. Tom ontmoet ook vir Lily en dis baie snaaks. Lily was besig om foto's te neem in die veld en sy neem 'n paar waar sy naakt is en Tom kom op daai oomblik op haar af en hulle in die begin hou niks aan mekaar nie. Tom is dadelik gefassineer deur hierdie meisie wat kaal foto's in die veld neem natuurlik want hy's 'n dude. Maar Lily voel hy's 'n freak en hou nie van hom nie en hulle twee het kind of 'n kat en hond verhouding in die begin. Hulle beklei baie, maar hulle begin van mekaar hou en 'n verhouding ontwikkel en dis goed vir beide Tom en Lily. Maar ja, Tom moes Merwewil toe gaan om te besef waar hy vandaan kom en hierdie geskiedenis van sy ouma en wat sy gebou het, haar legacy basies te kan sien sodat hy op 'n plek kan kom waar hy kan skryf. En Tom skryf op die ou einde oor al die lede van die boekklub en hy skryf oor Merwewil en dit is wat uiteindelik hom gepubliseer kry is hierdie stories wat hy vertel van hierdie lede uit 'n baie menslike en empatiese oogpunt. En dit is wat vir Tom belangrik is. Sy verhouding met Sofia ontwikkel ook in iets baie moois in. Hulle word regtig soos 'n ma en 'n seun. Sy praat van hom as haar kind en hy noem haar ma Sofia. Sy gee hom soveel keer pak slaag. En hy's 'n volwasse man, maar sy gee hom pak slaag wanneer hy laat opstaan of wanneer hy terugpraat met haar en dit is vrek oulik om te sien hoe Sofia regtig die rol oorgeneem het wat Bets sin was of veronderstel was om te wees om Tom te lei en hom te maak wie Bets gedink het hy moet wees en kan wees, die potensiaal wat Bets in hom gesien het. Anna se storie
gaan basies oor wanneer ons Anna ontmoet het ons regtig hierdie idee dat sy hierdie vrede het met in terme van die dood. En Merwewil is 'n baie vreemde plek en spooke kom gereeld daarop en die dood kom kuier ook, soos as 'n fisiese mens. En hy kom kuier heel eers vir Anna. En dit is wanneer hy uitvind dat Anna het 'n hartprobleem. En sy doen haar vreemde toerdokter brandgoed in dans om 'n vuur staf wat sy doen om haar siekte, haar hartprobleem te laat verdwyn of te probeer fix, as jy dit so wil sê. Maar hierdie goed werk nie. So wanneer die dood vir haar kom kuier, is sy besef sy hy kom om haar te kom haal. En sy beklei verskriklik hard. Sy probeer regtig om te oorreed dat nee, sy is fine, dit is nie haar tyd nie, sy het nog goed wat sy moet doen, sy het mense waarna sy moet kyk en in haar kop het sy, want onthou Lily, sy weet nog nie regtig hoekom Lily 'n Merwewil is nie. Sy weet iets moes gebeur het vir Lily om Merwewil toe te hardloop en daar te kom wegkruip, maar sy weet nie wat dit is nie. So wanneer sy nou hierdie eerste interaksie het met die dood, beklei sy ontsettend hard om nie dood te gaan nie. En sy eindig op 'n stadium in die hospitaal op en hulle sê vir haar sy gaan 'n hartbeplanting nodig hê en dan verander Anna se attitude weer heeltemal in 'n ander manier. Sy beklei bitter hard teen die hartbeplanting. Sy voel sy wil nie iemand anders laat weet iemand anders moet nie doodgaan sodat sy kan aanhou leef nie. Maar die mense praat met haar, Lily se ma, Jan, wat Anna se man is, hulle almal praat met haar om haar te oorreed om aan te hou leef en te kies om die hartbeplanting te kry en sy doen dit op eventually. Ek dink selfs die dood op een of ander stadium sê vir weet hierdie is jou out, hierdie is wat jy voor gevra het. As jy die hartbeplanting kry, kan ek niks aan jou doen nie, want dan is dit nog nie jou tyd nie. En dan kry sy die hartbeplanting. En Anna gaan aan met wat Anna doen. Sy help almal anders. Sy is daar om dramas uit te sorteer en the voice of reason in 'n mate te wees in almal anders se lewens. En chaos wat hulle ervaar. En wanneer die dood weer vir Anna kom kuier, is haar houding teenoor hom beter. Sy is meer rustig daaroor. Sy het kind of aanvaar, okay, dit is nou haar tyd. Sy het langer geleef as wat sy oorspronklik gedink het. En weet alles met Lily is nou uitgesorteer. Nie alles met Lily is uitgesorteer nie, maar ten minste weet sy nou wat aangaan met Lily en ons gaan daar praat as ons oor Lily praat. Maar ja, sy is op 'n beter plek en dan is dit nie sy wat doodgaan nie. Jan gaan dood, haar man, en hierdie gooi Anna se hele wêreld onderste bo en sy het glad nie daaraan gedink dat dit iemand anders gaan wees nie. Sy het regtig gedink dat hy daar is vir haar en dat hierdie nou dit is nou so en sy het vrede gemaak en sy was reg en dan vat hy vir Jan en dis hartverskeurend en as jy nie gehuil het nie, weet ek nie wat fout is met jou nie. Maar dalk is dit net omdat Anna my gunsteling karakter is en enigiets wat haar ontstel my. Maar ja, Jan gaan dood en Anna is vir 'n rukkie nie haarself nie. Sy kom weer reg en deal met die dood van Jan en sy is dankbaar op die ou einde om nog steeds daar te wees, veral om te sien hoe dinge uitdraai met Lily en Tom. En sy ervaar goed, sy gaan op adventures na Jan se dood en klim berge en wat baie snaaks is vir 'n vrou wat in haar 60's is, maar okay. Maar ja, sy doen al hierdie goeders en dan sy al hele manier van wees verander ook. Sy word sagter en vriendeliker en minder hard en koud en distant teenoor almal, veral na Jan se dood, want ek dink dan het sy nie meer daai een mens met wie sy so kon wees nie, waar sy haarself kon wees nie. Ek dink Jan se dood het haar regtig gewys dat sy ander mense moet inlaat en
weet haarself moet wees om daai ander mense ook ten volle. Al beteken dit dat sy meer kwesbaar moet wees en sagter moet wees en dat sy hulle moet toelaat om te sien dat sy nie altyd al die antwoorde het nie, want dit is okay om nie altyd al die antwoorde te hê nie. En ja, dit is kind of die les wat Anna moet leer deur die hele storie, soos wat Tom sy wortels moet herontdek en sy menslikheid regtig weer moet vind, dink ek, moet Anna besef dat sy menslik kan wees om ander mense wat nie Jan is nie. Jerwin Jerwin se storie is ook regtig baie mooi. So ek het gesê sy's onderwyseres en terwyl sy hierdie skool gee alles, begin sy al hierdie ATKV redenaars en debat en hierdie tipe aktiwiteite en hierdie kind Andrei begin belangstel daarin en doen goed daarin. Sy gee vir hom boeke om te lees, onder andere die Harry Potter reeks, en hierdie kind raak geheg aan haar en sy raak geheg aan hom. Ek moet dit ook so sê. So sy en Andrei word baie geheg aan mekaar en hy lees hierdie boeke en dan bring hy dit terug vir haar en kry die volgende boek en tussenin maak sy vir hom peanut butter broodjies en hulle gesels daaroor. En so ontwikkel hulle regtig 'n baie diep en mooi verhouding. En Andrei is 'n weeskind, soos ek gesê het, en sy ma is in die tronk en kan nie na hom kyk nie. En in die begin, wanneer die verhouding tussen hulle twee ontwikkel, hou Sofia niks daarvan nie. Sy voel dit is heeltemal onvanpas en dink dat dit gaan net lei tot drama en moeilikheid. Maar dit doen nie. Jerwin neem op die einde vir Andrei aan. Hy word ook kind en die hele boekklub neem hom in 'n mate aan, because it takes a village. So, Andrei word ook deel van die boekklub in 'n kapasiteit of in 'n mate. En ja, dan het hulle sy verjaarsdagpartytjie wat baie cool was en hy spandeer die hele dag saam met die lede van die boekklub en ten spyte van die feit dat hy in die begin gesê het dit is net 'n klomp ou mense, het hy actually 'n baie lekker dag. En die aand is wanneer hy vir Jerwin nag sê en dankie sê vir alles, sê hy vir nagmaal. En as jy nie gehuil het nie, fight my, want wat is fout met jou? Nee, hierdie was 'n baie mooi oomblik. Hy sê vir nagmaal en sy sê vir hom nagseënskind en jy sien dat daai is nou 'n hegte bond. Daai is iets wat vir ewig gaan hou en dit doen. So Jerwin word Andrei se ma en dit is dalk nie in die tradisionele manier wat sy gedink het sy gaan 'n ma word nie, maar sy is 'n ma nou en sy vind geluk. In season 3 is daar 'n nuwe skoolhoof ook by die skool en hulle twee raak verlief en hulle trou en het 'n kind saam ook. So ja, Jerwin se hele storie was dat sy weggehardloop het van die wêreld daar buite en op Merwe wil kom wegkruip het in 'n mate en geluk en die regte mense en familie het haar daar gekry in die middel van nêrens in die Karoo. En dit was ook nie op die tradisionele manier nie, soos ek sê, sy het eers vir Andrei aangeneem en toe sy die ou ontmoet en hulle het getrou en al wat 'n ding is, maar sy het daai happily ever after gekry wat sy nog altyd oor gelees het in al die boeke wat sy gelees het. En dit was Jerwin se hele storie, haar groei wat sy moes gehad het, was om te aanvaar dat dinge anders kan gebeur, dat dit beteken nie dat dit nie goed kan wees nie. Ons het ook vir Sofia, soos ek gesê het, sy is 'n baie swart en wit mens, daar's geen grys vir haar nie, sy is nie bereid om 'n wit leentjie te vertel, sodat Tom kan terug gaan Kaap toe nie, want sy voel dit is verkeerd. Sy is permanent op Anna se case oor al die goed wat sy kampsdag verkeerd doen en wat teen God se wil is en wat disrespectful is teenoor God. Maar ek dink met Jerwin, met Herman en alles waardeur hy gaan, met Tom, met Lily, met Anna, met hulle almal se lewens wat sy sien uitspeel, kom sy agter dat die lewe nie net swart en wit is nie, dat daar is grys areas, daar is meer kompleksiteit in die lewe as wat sy oorspronklik gedink het of as wat sy dit sal wou gehad het.
En intensies maak saak, dink ek. Is wat Sofia moes uitfigure. Dat ja, en sy kry natuurlik die kans om 'n ma te wees, weer eens in 'n baie non-traditional manier met Tom. Hulle word ook regtig soos ma en kind, soos wat ons gepraat het met Tom se karakter. Sy help hom en sy lei hom en gee vir hom pak slaag wanneer hy goed doen wat sy nie van hou nie. En ja, so sy kry hierdie kans om 'n ma te wees en daai rol te vertolk en haar wysheid en kennis en goed oor te dra aan 'n volgende generasie en te sien hoe haar kind, Tom, geluk vind op die einde. So ja, dis Sofia se storie basies. Herman is my baie interessant want ek dink Herman, ek moet anders sit want my bene raak lam. Ow. So Herman, soos ek gesê het, hy bly op die plaas en hy het hierdie baie moeilike pa en ons weet sy ma's weg en ons weet nie in die begin regtig wat daar gebeur nie. Hy hou van orgel speel, hy sing in die kerk by Bet se begrafnis en Jerwin hou so 'n bietjie van hom, maar hy battle in die begin, soos hy sê vir haar, soos skies, ons is net vriende en goeders, en dan is jy net soos, okay, daar's iemand anders. Maar dan kom Altus in die storie in, en Altus is Tom se vriend van die Kaap af, en hy kom kuier so nou en dan in Merwewil, en word goeie vriende met Herman. En dan besef Herman, hy is gay. En dit is 'n baie interessante hoe dit gebeur. So Herman gaan na Anna toe, en dan sê soos, ek moet met jou praat, hierdie is baie belangrik. En dan's Anna net soos, Herman, jy's gay, en ek dink jy hou van Altus, en dis alright, moenie stres daaroor nie. En dan's Herman net soos, uiteindelik, iemand wat my verstaan, en iemand wat weet, en hy moet leer om homself te aanvaar, en vir wie hy nou is, en dit's baie moeilik, want wanneer Stef uitvind, is hy baie teen dit, hy verban hom van die plaas af, hy kry ander mense om weer die werk te doen op die plaas wat Herman normaalweg sal doen, en weer eens kom Anna to the rescue, sy gaan sien vir Stef en vertel vir hom basies dat alles wat met hom gebeur het, is omdat sy vrou hom gelos het, en die rede hoekom sy vrou hom gelos het, is omdat sy geweet het, hy gaan nooit vir Herman kan aanvaar vir wie hy regtig is nie. So jy kry regtig die idee dat Herman se ma het altyd geweet, hy gaan gay wees, en sy was nog steeds lief vir hom, en sy het gesien dat Stef nie okay gaan wees hiermee nie, en daarom het sy besluit om te gaan. En dit is dan nou natuurlijk wat gemaak het dat Stef 'n alkoholist word, en toe nou in 'n kar ongeluk is, en die gebruik van sy bene verloor het, is die feit dat sy hom gelos het. Maar ja, Anna gaan en dan gaan praat sy met Stef, en dan praat is 'n baie mooi woord, sy gil so klein bietjie op hom, maar ja, dan kry sy Stef om Herman te begin aanvaar ten minste, en dit is iets wat hy aan moet werk en gebeur geleidelik, maar Stef kom tot op 'n plek waar hy Herman kan aanvaar, wat dit dan net soveel makliker maak vir Herman om sy lewe wat hy nou het, saam met Altus gelukkig te kan leef. So ja, dis Herman se hele storie. Hanlie is seker, soos ek sê, ek dink baie mense vind hom verskriklik irriterend, en ek kan verstaan hoekom, sy is partykeer baie irriterend, maar Hanlie se storie is verskriklik interessant. So, soos ek sê, sy het baie jong getrou, en nooit regtig tyd gehad om uit te figure wie sy is nie. Ek dink sy het letterlik op 19 getrou, en jou hele brein is nog nie eens ontwikkel op daai stadium nie. En toe was sy dadelik, 'n ma en 'n vrou, en nie net enige vrou nie, 'n boervrou wat baie werk is, en sy verloor haarself en bou haar hele identiteit dan nou om haar man en haar kinders, en dan wanneer hulle uit die huis uit gaan, het sy kind of geen idee wie sy is nie, en sy weet amper, daar's 'n stadium wat sy tot haar liefde en haar verhouding met haar man Johan bevraagteken, wat sy nie seker is of sy nog lief is vir hom en saam met hom moet wees nie. So hulle breek op 'n stadium, en
Hanlie is so klein bietjie verlief op Gert. Gert natuurlik voel nie dieselfde nie, maar sy is so klein bietjie verlief op hom en dan wanneer Pietro in die storie inkom en Gert geluk vind, saam met Pietro, besef sy, okay, nee, maar daai gaan nie werk nie. En wanneer Anna in die hospitaal is in Kaapstad, is Hanlie ook daar en sy kuier die aand saam met Tom se vriende en een van Tom se vriende probeer haar soen en dan kom sy tot hierdie besef dat sy wil hom nie terugsoen nie en dan besef sy is eintlik nog lief vir haar man en dan gaan sy terug Merwewil toe. Hulle twee werk hulle staf uit, hulle nonsens uit en hernie hulle huwelik vows. Ek weet nie regtig hoe mense dit sal sê nie. En ja, dit is basies Hanlie se storie. So sy moet regtig uitfigure dat sy nie haar hele identiteit kan bou om die rolle wat sy noodwendig vervul op 'n sekere stadium in haar lewe nie, want jou rol wat jy het verander soos wat jy deur die lewe gaan en goed verander. Want obviously toe haar kinders nou uittrek, toe's helfte van haar identiteit weg, want nou is sy nie meer regtig 'n ma nie, want hulle is nie meer elke dag daar om ma te wees voor nie. En dis Hanlie se hele ding. So sy maak op 'n stadium 'n koffiewinkel oop en weet haar salon ook in 'n mate want sy het kind of bietjie haarkappery gedoen en ja, so bou sy haarself weer op van basies niks af. En ja, haar huwelik is beter af na die tyd. Haar verhouding met haar kinders is beter af na die tyd. Daar is ook 'n stukkie wat een van haar kinders, Kara, opskop en terugkom Merwewil toe en ek wil amper sê sy probeer selfmoord pleeg ook, maar dit is onsuksesvol. En sy is daar vir haar na die tyd en Kara wat haar kind is, trou met die polisieman op Merwewil en hulle twee leef baie gelukkig saam. En weer eens is dit daai hele idee wat Hanlie in haar kop gehad het van haar lewe en van wat haar kinders lewe moet wees, word verander en sy moet deel met dit. Sy raak ook weer swanger op 'n latere stadium, wat ek nie van gehou het nie. En hierdie kan dalk net my opinie wees, maar ek voel Hanlie het al hierdie karakterontwikkeling gehad waar sy moes besef dat haar hele identiteit kan nie gaan oor ma wees en vrou wees nie. En nou het sy die perfekte kans om haarself te ontdek en dan raak sy weer swanger. So ek weet nie of ek van daai hou nie, maar ek hou van die boodskap wat daar is oor Hanlie wat nie haar hele lewe moet bou om die rolle wat sy moet vervul in ander mense se lewens nie. Lily, kom ons praat gou oor Lily. Soos ek genoem het, Lily hardloop weg Merwewil toe en ons weet nie regtig waarom en hoekom nie. Anna noem op 'n stadium dat sy gaan begin vra eventually en dat Lily gaan moet begin antwoord. En so ons leer dat Lily was oorsee, sy het kunsdae gaan swat en sy was een aand in 'n kuierplek en toe sy 'n drankie aanvaar vanaf 'n ou en die drankie was gespike en toe is sy verkrag. En in die begin sien sy haarself glad nie as 'n slagoffer nie. Sy voel dat sy daarvoor gesoek, sy het die drankie gevat, sy het met die ou geflirt, en daarom dit wat met haar gebeur het, is haar eie skuld. En dit is natuurlik glad nie die situasie nie. En Lily moet deur dit werk, nie net vir haar eie geesteswelstand nie, maar ook sodat sy weer in 'n verhouding kan wees, want sy en Tom raak verlief op mekaar en begin gevoelens kry vir mekaar en maar sy kan hom nie heeltemal inlaat totdat hy nie van alles weet nie en ook totdat sy nie dit vanaf die perspektief sien van sy is 'n slagoffer nie, totdat sy nie ophou om haarself te blameer, kan sy nie regtig in 'n verhouding wees met Tom nie. Want natuurlik al hierdie goedjies gaan weer opkom en moeilikheid veroorsaak. En dit doen in 'n mate, so ja, sy en Tom kom saam, hulle breek 'n paar keer op en dan kom hulle weer saam en dan breek hulle weer op, en sy werk eventually deur dit wat met haar gebeur het en aanvaar dat sy 'n slagoffer was en
hou in gedagte hoe dit alles haar uitkyk op die wêreld en haar geloof in mense en mans maar spesifiek kan beïnvloed. So ja, en dis iets waardeur sy aktief moet werk en konstant aan moet werk om haar mure nie op te hou teen almal nie, want nie almal gaan doen aan haar wat daai ou gedoen het nie. Tom gaan nie doen aan haar wat daai ou gedoen het nie. En dit dis natuurlik dis 'n proses en baie moeilik. So ja, daar is weer 'n stadium wat hulle twee opbreek omdat Tom van haar foto's aanstuur vir 'n galery en sy raak baie kwaad vir hom daaroor want dit is soos 'n breach of her privacy wat ek verstaan, veral met alles waardeur sy gegaan het. Maar hulle werk daardeur ook en dan gaan sy oor see en Tom bly in Merwewil agter en dan kom sy terug en teen die einde van season 3 is hulle twee saam en het hulle kinders en sien ons hulle weet die hele familie by Anna se huis en hulle eet en kuier en wat ook al. So Lily werk eventually deur die trauma wat met haar gebeur het en kan ten minste vir Tom vertrou genoeg om 'n verhouding met hom te hê en gelukkig te wees en nie toe te laat dat dit wat met haar gebeur het haar hele toekoms definieer nie. So ja, dit was nou die hele storie van al die verskillende karakters van die boekklub. Dit is regtig 'n goeie reeks. As jy dit nog nie gekyk het nie en jy het deur hierdie hele video gesit met al die spoilers en jy gaan dit nog steeds nie kyk nie, dan ek dink jy mis uit. Ek doen regtig. Ek dink die karakters in die boekklub en hoe hulle ontwikkel en hoe hulle mekaar ondersteun deur hulle groei waardeur elkeen van hulle moet gaan, want dit is definitief verskillend. Elkeen van hulle gaan deur hulle eie goedjies en hoe hulle mekaar ondersteun en daar is mekaar is die mooiste deel van die hele reeks. As daar enigiets is wat ek wil hê jy moet vat van die video of die reeks as 'n geheel, is daai empatie wat hulle vir mekaar het en die menslikheid wat jy raak sien met elke karakter in elke storie in elke episode. Dit is regtig 'n storie oor mense wat saamkom in hierdie super vreemde dorpie waar die weirdste goed gebeur, waar spooke all over is, waar die dood net gereeld uithang. Dit verander jou as mens, dink ek. En ek dink dit is wat stories moet doen. En die boekklub, in my opinie, doen dit baie effektief. So ja, dit was die eerste episode van Storiekletse. Ek hoop om jou weer volgende week te sien vir episode 2. Gesels met my in die comments, regtig. Ek wil regtig hoor wat jy sê. Dit is die hele punt van hierdie, is sodat ek kan chat met mense oor die stories wat ek van hou en ander mense se opinies kan kry en kan verstaan waarvan hulle gehou het of waarvan hulle nie gehou het nie. Ja, so wees nice in die comments, moet my asseblief nie aanval nie. Ons almal kan ons eie opinies hê, maar ek wil regtig hoor, wat het jy gedink? Wie was jou gunsteling karakter? Wie het jy nie van gehou nie? Wie se stories dink jy was stupid? Wie dink jy was awesome? Sou jy in Merwewil gaan bly? Ek wil bitter graag in Merwewil bly, soos enige tyd. Maar ek wil hê almal moet daar wees van die boekklub. En ja, is hierdie 'n reeks wat jy geniet het? Ek dink persoonlik dit is die beste Afrikaanse reeks wat daar gemaak is. Ek hoop ek sien jou weer volgende week wanneer ons gesels oor 'n ander storie wat my as mens verander het en hopelik miskien jou ook. Okay, bye!